Broeders en susters, as ons kom by die kinderdoop, het ons onmiddellik te doen met 'n probleem. 'n Omstrede saak, wêreldwyd, oral in die Christelike gemeenskap. En dis 'n oorsaak van verdeeldheid. Een van die redes ook hoekom baie gereformeerdes dikwels die kerk verlaat. En hoe kan 'n suigeling sy geloof bely? Hoe kan 'n baba hom bekeer? Dit maak nie sin nie. Ons verstaan dit nie, sê hulle. Vir hierdie mense is die kinderdoop 'n raaisel. Vir baie gereformeerdes weer is dit 'n oorlewering. 'n Goeie rede vir 'n familiesaamtrek. Vir hierdie mense is die kinderdoop 'n mooi tradisie, 'n tradisie uit die voortyd. Kom ons bid nou saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U mag in die heerskappy strek baie verder as hierdie wêreld. U mag in die heerskappy strek baie verder as die sterrehemel wat ons kan aanskou. Dit strek tot in alle ewigheid. Ons aanbid U vir U skepingsmag. Ons aanbid U vir U wonderlike liefde en genade wat U aan ons bewys het, dat U vir ons die sintuie geskenk het om dit alles waar te neem. En selfs al het ons nie oë nie, kan ons nog steeds daarvan kennis neem dat U 'n wonderlike God is met onbeperkte mag. En selfs al het ons nie ander sintuie nie, kan ons inneem dat U ons daagliks versorg en vir ons alles gee wat goed is. Ons dank U, Hemelse Vader, vir die plekke waar dit wel gereën het. Soveel seëninge uit U Vaderhand uit. Ons dank U vir vol damme en groen velde. Maar bovenal dank ons U vir die getuienis van die Heilige Gees, dat die woord wat ons nou gaan oopmaak, dat dit die waarheid is. Dat U ons nie in die duisternis laat nie, maar dat U vir ons 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete gegee het. Ons dank U vir die Here Jesus Christus wat in sy wonderlike omgee deur dit alles skyn. Wat vir ons elke dag, met elke gebed, vir ons intree. Vir ons intree wanneer ons daardie gebed afsluit in sy heilige naam. En nou bid ons, Hemelse Vader, dat die Gees van ons Here Jesus Christus met ons sal wees, nie net in die verkondiging van die woord nie, maar ook in die bediening van die sakrament vandag. Dat U liefde, U genade, U versorging en bovenal U getrouheid in die verbond, dat dit vir ons in ons geheue en in ons gedagtes vasgeprent sal word. Wees dan met ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die boek van die Psalms en ons lees Psalm 78. Psalm 78, ons sal net die eerste 8 verse daarvan lees. Dis 'n onderwysing van Asaf. My volk, luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels
uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en 'n wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover daaruit. In vers 2 sê die psalmdigter, ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom. Broeders en susters, as ons kom by die kinderdoop, het ons onmiddellik te doen met 'n probleem. 'n Omstrede saak, wêreldwyd, oral in die Christelike gemeenskap. En dis 'n oorsaak van verdeeldheid. Een van die redes ook hoekom baie gereformeerdes dikwels die kerk verlaat. Die wederdopers noem dit, neerhalend noem hulle dit die suigelingdoop. Want hulle sê die skrif verklaar dat as jy glo, laat jouself dan doop. Eers bekering, dan doop. En hoe kan 'n suigeling sy geloof bely? Hoe kan 'n baba hom bekeer? Dit maak nie sin nie. Ons verstaan dit nie, sê hulle. Vir hierdie mense is die kinderdoop 'n raaisel. Vir baie gereformeerdes weer is dit 'n oorlewering. 'n Goeie rede vir 'n familiesaamtrek. Dalk 'n geleentheid om weer oupa Grootjie se dooprok uit die kas te haal, en dan kom baie van hulle ook weer vir 'n verandering in die kerk. Dis iets uit die ou dae waarin 'n mens kan vashou in 'n tyd waar soveel dinge, alles besig is om so vinnig te verander. Vir hierdie mense is die kinderdoop 'n mooi tradisie, 'n tradisie uit die voortyd. Miskien is dit dan die beste beskrywing wat ons kan kry, die beste definisie vir die kinderdoop, kom ons noem dit 'n raaisel uit die voortyd. Raaisels uit die voortyd. Dis waarmee die leermeester hier in Psalm 78 om besig hou. Hy skryf oor die geskiedenis van die verbond, maar dis vir hom 'n raaisel, dis vir hom 'n raaisel uit die voortyd. En reeds met die begin van ons skrifgedeelte is die benadering ook raaiselagtig. Dinge wat nie verstaan kan word nie, maar dinge wat terselfdertyd ook nie verberg sal word nie. Dit sal oorgedra word van vader na kind, van geslag na geslag. Dit moet oorgedra word. En tog, so lees ons, is daar vaders wat dit vergeet. Daar's vaders wat God se gebooie nie bewaar nie. Daar's geslagte van koppige en wederstrewige vaders, geslagte met onvaste harte, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Daar is swak skakels in die ketting, en nogtans word die ketting nie verbreek nie. Raai, wat is dit? Dis die geskiedenis van God se verbond. Dis die geskiedenis van 'n Abraham wat uit die land van die heidene geroep word om die enigste ware God te dien, want die Here het hom verkies, so staan dit in Genesis 18, die Here het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moes hou.
Maar dan hoef ons net 'n paar hoofstukke verder te blaai na die geskiedenis van Jakob om te sien hoe min hulle die weg van die Here gehou het. En dan lees ons hoe die Here die volk uit Egipte land bevry het, hoe hy die Pasga ingestel het, hoe hy aan die vaders opdrag gegee het en gesê het, as jou seun jou later vra en sê, wat beteken die Pasga, Vader? Dan moet jy hom antwoord, die Here het ons met 'n sterke hand uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. En skaars is hulle uit Egipte, toe murmureer die volk. Wat sal ons drink? Wat sal ons eet? Het ons maar in Egipte gebly, daar het ons vleis geëet. En toe die Here hulle die beloofde land deur die Jordaan ingelei het die Here hulle 'n stapel klippe laat pak, hy het 'n getuienis vir Jakob opgerig, soos dit daar staan, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. En wanneer julle kinders julle later vra, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan die kinders sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here, julle God, altyd mag vrees. En dan hoef ons maar net een boek verder te blaai na die geskiedenis van die rigters, om te sien hoe min hulle God gevrees het, om te sien hoe min die volgende geslagte daardie klipstapels onthou het. Jy sal nog onthou, Josua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar dan, nadat daai geslag by hulle vaders versamel is, so lees ons ook in Rigters, staan daar 'n ander geslag na hulle op, 'n ander geslag wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Vergeetagtige en koppige vaders, hoe kan so 'n volk staande bly? Hoe kan so 'n volk behoue bly? Dis 'n raaisel. En hoeveel vaders en hoeveel ouers het nie al voor hierdie kansel by die teken en seël van God se doop stil gestaan nie? Hoeveel ouers het nie al ja geantwoord nie? Beloof u en neem u uself voor om hierdie kind van wie u die vader en die moeder is, in genoemde leer na u vermoë te onderrig. En as ons die resultate van daardie onderrig in oënskou moet neem, in hierdie gemeente, in die kerkverband en ander gereformeerde kerke, wat sal die resultate wees? Het hierdie ouers hulle beloftes nagekom? In Psalm 78 stel Asaf sy klag teen die Vader so op, hulle het hom met die mond gevlei en met die tong bedrieg. Hoe kan so 'n volk staande bly? Hoe kan so 'n volk behoue bly? Dis 'n raaisel. Dankie tog dat die verbond uit 2 dele bestaan. Dankie dat die Here sy kant van die verbond gehou het en steeds hou. Dankie dat die Here ons kant van die verbond gehou het en nog steeds hou. Psalm 78 en die doop roep ons op om ons kinders en kleinkinders altyd te leer. Psalm 78 en die doop roep ons ook tot 'n belydenis op. En ons sondig altyd weer en ons moet ons koppe laat sak. Ons moet ons koppe laat sak voor die getroue God. Die getroue God wat nie die ontroues los nie. Eintlik behoort ons nie vorentoe na hierdie doopfont te stap nie. Ons behoort daarheen te kruip, saam met die baba wat nog nie eers kan kruip nie. Om daar vas te gryp aan die God wat ons nie loslaat nie. Om daar vir lewe en dood vas te klou aan daardie God. Dankie dat hy gesien het dat ons maar net vlees was, 'n wind wat weggaan en nie weer terugkom nie, soos Asaf dit verder
in Psalm 78 stel. Dis die raaisel van God se verbond. Dis die raaisels waarvan ons in Psalm 78 lees. Eers redding, dan afval, dan straf, dan bekering, dan ontferming. Altyd maar weer dieselfde storie. En wonder bo wonder hou God sy verbond in stand. Wonder bo wonder is daar ook altyd weer vaders, tog altyd weer vaders wat die geskiedenis van die verbond met hulle kinders opneem. Wonder bo wonder is daar altyd weer profete. Staan daar maar altyd weer 'n profeet op. 'n Profeet wat die storie wil oorvertel. 'n Profeet soos Asaf of 'n profeet soos Jesaja. Jesaja sê, haal uit die Here aan, dit is my verbond met julle, sê die Here. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal nie uit jou mond wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, so sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Dis Jesaja 59. Nou verwyse en verstandige mense is hierdie raaisels dikwels verborge. Maar ons allerhoogste profeet het gesê, ek loof die Vader, dat hy hierdie dinge aan kindertjies geopenbaar het. En daarom is die verbond nie 'n dooie stuk dogma nie. Dis die geskiedenis van God se omgang met sy volk. Dit wat God was, dit wat God is, en dit wat God sal wees. En net so vertel die doop die werklike verhaal wat God gedoen het en wat hy altyd weer doen. Wat hy gedoen het deur 'n skaapwagter wat koning Dawid geword het. Dit wat hy gedoen het deur 'n timmermansseun wat ons verlosser geword het. Die kribkind wat nou aan God se regterhand sit. Die minste wat die meeste geword het. Die mosterdsaad wat die boom geword het. Die Here se roemryke dade, raaisels uit die voortyd. En al hierdie dinge het Jesus ook deur gelykenisse vir die skare gesê, sodat daar vervul sal word die woord wat gespreek is deur 'n profeet. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal uitspreek dinge wat verborge was, van die grondlegging van die wêreld verborge was. Verborge tot op daardie dag dat God homself geopenbaar het deur die bloedige wonde van sy seun. Dis die dag waarvan die profeet Sagaria geskryf het. In die dag sal daar 'n geopende fontein wees, 'n geopende fontein vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem, 'n geopende fontein teen sonde en teen ongeregtigheid. En hierdie belofte kom julle toe, sê die apostel Petrus, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onsse God na hom sal roep. Bring daarom julle kinders. Julle kinders wat soos Dawid in ongeregtigheid gebore is en in sonde deur hulle moeders ontvang is. Bring julle kinders na die geopende fontein en laat hulle doop. Die water getuig van Christus. Die water getuig van die afwassing van ons sonde. Die doop getuig dat God ons erfgename maak van sy koninkryk. En die baba getuig van ons hulpeloosheid. Ek het niks, ek het geen verdienste om U aan te bied nie, Here. Die baba wat nie eers in staat is om te sê, ek glo nie. Dis 'n raaisel uit die voortyd. Die doop is 'n teken dat God elke keer van voor af weer begin. Dat hy in die middel van die woestyn rotse oopbreek, sodat daar water uit kan loop. Die doop is ook 'n teken wat ons herinner aan ons eie hardnekkigheid. Ons eie hardkoppige volharding in die kwaad. Ja, ons dank God, dis 'n teken van 'n nuwe begin. 'n Nuwe begin
waar God 'n nuwe mens in ons laat opstaan. Hierdie nuwe mens moet lewe in 'n nuwe gehoorsaamheid, so sê ons doopsformulier. Maar ek ken die uitdrukking, geliefdes, God se genade is altyd verniet, maar is nooit goedkoop nie. Altyd verniet, nooit goedkoop nie. Ons sal nie eendag as ons voor die regterstoel staan, op daardie dag agter die doopvont kan wegkruip nie. Dit sal nie help om daardie dag te sê, maar Here, ek is gedoop nie. Broeders en susters, jonge broeders en susters, toehoorders, elke doop is 'n klipstapeling in die gemeente se lewe. 'n Sigbare teken van God se wonderdade. Nie 'n teken wat ons kan verwerf deur ons geloof nie. Nie 'n teken wat ons kan verwerf deur ons standvastigheid nie. Nie 'n rangteken wat 'n soldaat verwerf deur die leer uit te klim nie. Nee, dis 'n teken wat jy kry ten spyte van jou ongeloof. Dis 'n teken aan 'n papbaba wat niks kan bewys nie. 'n Teken wat sê geen verdienste. Ons hoef daarom geen verskoning aan die wederdopers aan te bied nie. Diegene wat God se genade afhanklik van hulle besluit wil maak nie. Diegene wat sê God is hulpeloos totdat ek myself bekeer. En ons hoef ook nie stil te bly teenoor die wat die verbond verag nie. Die wat die God van die Ou Testament wil skei van die God van die Nuwe Testament. Ons hoef nie stil te bly nie. En u hoor dit ook nie meer vir die eerste keer nie, want u weet, u vaders het u daarvan vertel. En ons sal dit ook nie verberg vir ons kinders nie, sodat hulle eendag kan opstaan, en sodat hulle dit eendag aan hulle kinders kan vertel. Die roemryke dade van die Here, sy mag, die wonders wat hy gedoen het, raaisels uit die voortyd. Amen. Ek gaan nou aan die voorhou die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. En daardie doop se leer word in die volgende 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom is ons onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word ons geleer deur die indompeling in die besprenkeling met die water. En daardeur word die onreinheid van ons siele vir ons aangewys, sodat ons vermaan word om 'n afkeer in onsself te hê, om onsself voor God te verootmoedig en om ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. En daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. En dat hy ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. En dat hy ook alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was. En daarmee lyf hy ons in sy dood en in sy opstanding in. En ons word so van ons sondes bevry en regverdig voor God gereken. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees aan ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes, die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eintlik onder die gemeente van die uitverkorenes
in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang en vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. En ons moet van die wêreld afsien en ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Want die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Want sonder dat hulle dit weet, het hulle immers deel aan die verdoemenis in Adam. En so word hulle ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem. En so spreek God dan ook tot Abraham, wat die vader is van alle gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ja, en dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word. Dit was 'n seël van die verbond, van die geregtigheid van die geloof, maar so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het met die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond, moet hulle gedoop word. Die ouers is op hulle beurt verplig om hierdie kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Nou om hierdie instelling van God tot sy eer en ook tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons nou sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. U het terselfdertyd die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink. En U het die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Nou bid ons U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en dat U haar deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en dat sy met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Dat sy terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra. Laat sy hom aanhang met 'n opregte geloof en met 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U eendag getroos mag verlaat en mag sy op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U in die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons versoek nou die doopouers om na vore te kom om die volgende vrae te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus,
Jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit geopenbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, moet julle nou van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bly hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer wat in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en volkome leer van saligheid is. En nou ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in daardie genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ja. Ons gaan dan nou voort om die sakrament van die doop te bedien. Bealisa, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kan ons die dooppaar in Bealisa toesing, Psalm 128, die 4de vers. Psalm 128, vers 4. Kom ons doen 'n dankgebed. Ons bid saam. Ons dank U, almagtige God en Vader. Ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun aangeneem is. En daardeur is ons ook tot die kinders aangeneem. Dit het U met die heilige doop in ons beseël en bekragtig. En ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, dat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, dat sy in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely, sodat sy in alle opregtheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel, en sy hele ryk te kan stry en oorwin, om daardeur U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen.